Hello, and welcome to Are We Relevant? Today's sermons and lessons are drawn from God's Word. We invite you to visit our website or buy a book on Google Books. Now, for today's lesson. Die verlore seun. Baie seuns is vanoggend waar ons hierso staan. Waar ons vanoggend hier buitekant in Bethel gaan kyk op die straat en lê daar verlore seuns en dogters wat in drugs verslaaf is, wat verslaaf is aan iets. Die ouers weet nie waar hulle is nie. Sommige ouers weet waar hulle is, maar die ouers het opgegee en sê ek sien nie meer kans nie. En die staat wil nie meer help nie. En as hulle uit die inrigtings uitkom, dan kom hulle uit weer, dan is die mense weer daar om hulle weer terug op die straat te kry. Ek weet van so 'n geval, ek Martie het gewerk met 'n vrou en haar kind. Ons weet hoe werk dit. Dis 'n stryd, verlore kinders en seuns en dogters wat daar op die straat lê vandag. Daar's pa's en ma's wat nie weet waar hulle in kyk en by die hekkie staan en elke dag of soms opgegee en gesê dit is nie meer my kind nie. Het jy 'n kind? Nee, ek het hom afgeskryf. Ek het dit al gehoor. Nee, my kind is, nou as jy verstaan nie. Ek is moeg man. As 'n pa is ek moeg. As 'n moeder het ek gehuil en hulle is hierso vir ure en ure aan mekaar. Ek gebid op my knieë en hulle is, waar is God? Hoekom het hy nie jou broer gered nie? Nou as jy ken ons God, ja pa, ek ken vir God. Hoekom het God nie jou broer gered nie? Hoekom is hy hel toe? Hoekom het hy gesterf as 'n jong man van 45 of 45 jaar oud? Ek het gebid vir hom, ek het gehuil vir hom. Hy was in inrigtings, hy was op die strate gelê nadat en hy is dood aan alkoholvergiftiging en kanker het sy hele lewer opgevreet. Hoekom is hy hel toe? Of waar hy ook al heen is, ons hoop hospice, se mense het hom gered, maar my pa het vir ure gestaan en gehuil en tot my pa se dood was het vir hom hartseer. Dat sy kind op die graf staan na, hoekom so 'n jong man sterf vir sy ouers? Daar's mense wat huil, wat kinders verloor, wat vaders verloor aan alkoholisme, drug addict, pornografie. Maar ons gaan vandag van jou praat, en miskien kan jy verstaan wat aangaan, maar ons gaan nie praat van die aardse vaders nie. Die aardse vaders gee op, die aardse vaders lê self baie keer op die strate, en ry rond, kom laat by die huis, moeders wat hardloop en te besig is, om vir hulle kinders, en op die ouend is die kinders ook op die strate, en die ouers is op die strate. Daarom praat ons nie van die aardse ouers vandag nie. Want hulle is nie goeie voorbeelde nie. As ons regtig was, dan sou ons goddelike mense gewees het. Ons sou ingekom het in hierdie huis en opgewonde van die gees van die Here en ons sal opgespring het en sê, nou Jesus leef, Jesus leef, Jesus leef, die gees is in my. Maar ons sal praat van, waar is jy met God? Waar is jy met God vanoggend? Die verlore seun gaan nie eintlik oor iets. Dit gaan nie oor die seun nie. Dit gaan nie oor die seun nie. Dit gaan oor die Vader. Dit gaan oor die Vader. God stuur sy seun, want so lief het God die wêreld, dat hy sy seun af aarde toe gestuur het, na 'n wêreld toe. En sy seun het nie soos hierdie seun gaan rondjol en al sy pa se rykdom weggespeel nie. Nee, hierdie seun het 'n doel gehad, en die doel was om tussen 'n vuil wêreld in te gaan, en daar te sit tussen hulle, en te sê, hier is ek, God Almagtig, ek is Jesus. Immanuel, God met julle. Maar toe gaan Jesus en hy loop in die Fariseërs agter, die 14, onthou julle 14,
Ons het laas keer 14 gedoen. Lukas 14, jy kan nie 'n disipel wees nie, jy kan nie, as jy nie so is, jy kan nie as jy nie sout is nie, jy kan nie 'n disipel wees as jy nie dit gedoen het nie, jy kan nie 'n disipel, so jy kan nie, die vorige ene. Jesus het baie harde woorde gesê, en nou kom die Fariseërs en die Sadduseërs en sê, wat is fout met hierdie man? Hy sê, jy moet nie meer met die sondaars nie, hy sê, jy moet nie tussen hulle wees nie, en hier sit hy tussen prostituie, sype, tax collectors, en mense wat sondes doen, mense wat vuil leef. En die Fariseërs gaan so toe, want hy sit al tussen, jy sal sien, hy sit tussen hulle. Maar Jesus het agtergekom wat hulle dink. Hoekom sit Jesus tussen hulle? Hy is 'n Fariseër, hy is 'n rabbi. Hy moet nie tussen die dronk mense sit nie. En die sypappe nie. Nou kom hulle ook nader gekom, nou kom hulle nader en kom kyk wat is fout. Wat die dinge maak hy daar? Hy is nie lekker in sy kop nie. Hoe kan hy vir ons preek? Hy is heilig in God en ons moet rein wees, ons moet rein leef en al. En hier sit hy tussen die onreines. Dit gaan oor 'n God wat so bekommerd is oor die verlorenes. Hy is so bekommerd oor jou, dat hy uit die hemel uitgekom het na jou toe. Hy het sy eie rykdom verlaat, en na jou toe gekom. Vanoggend sit God hier by jou, tussen jou. Hy sit langs jou, en sy gees praat in jou. En hy sê vir my, kind, ek weet wat jy deurgaan. Hy sê, ek weet hoe lyk, kyk ander mense na jou, ek weet presies hoe jy voel, want ek was op hierdie aarde, ek was tussen julle gewees, tussen die wat pyn het, tussen die wat siek is, ek is nie hier vir die geleerdes, vir die predikante, vir die pastore, vir die heiliges nie, ek kom vir die onheilige, en ek sit tussen julle. Ek dink jy is awesome. Ek dink jy as 'n prostituut wat al haar geldjies gee, en gee sy haar geldjies wat sy het agterkom, wie sê die Jesus, en sy laat koop 'n albaster, wat weet nie hoe duur kos nie. En sy gaan breek het, wat dubbel en dwars, 3 keer, die weet nie hoeveel prys is, wat jy eintlik iemand mee salf, breek sy die albaster ves op sy voete uit. Want sy weet, as ek 'n kind van die Here is, dan gaan dit my kos, dit gaan my geld kos, dit gaan my tyd kos, dit gaan my lewe kos. Ek kan nie 'n disipel wees, as ek nie alles opgee. Onthou julle? As ek nie alles gee vir Jesus nie. En sy het gebreek op sy voete. Ek gee nie om dure kos nie, en hulle kan gaan kyk en bespot, en sê, wat was hierdie vuil vrou, hierdie prostituut, hoe kan jy dit doen? Jy mors geld. Sy dubbel en dwars kom, sê Jesus, ek is so jammer oor my sonde. Toe breek sy daai albaster ves. Kom ons gaan aan. Hy vertel, toe sit Jesus en vertel, nou as jy die hele 15 deurlees, dan vertel hy van die verlore skapie. Hoekom vertel hy dit? En dit iets met die skaap te doen? Nee. Dit wil jou die houding vertel van die herder. Die herder sal die ander wat regverdig is, die 900 skapies van een verlore 99 los hy, om die een te gaan soek. Hy gaan en hy soek die een skapie wat verloor. Hy gaan haal hom, hy gaan soek in die nag, hy gaan soek deur bosse, onder bosse, hy gaan kyk waar die skapie se bolletjies vasgehaak het aan 'n draadjie, en die skapie kan nie meer asemhaal, of hy val op sy rug. As jy, my Here is my herder, gaan kyk, dan val hy op sy rug, en kan hy nie asemhaal nie. Hy gaan dan so dood. Dis miskien wie jy is. Jy is 'n verlore skapie. Hy soek na jou. Hy soek die verlore, hy soek na my. Hy wil ons gered hê. Hy sal alles los. Dit is die houding van God. Dit is hoe hy is. Hy sal alles los, net met jou te kom deel. En hy sit vanoggend hier langs jou en sê, my sussie, my boeta, ek los alles. Ek
my Heilige Gees is, kom ons gaan aan met die pennings. Daai drachma is gelyk aan 'n hele dag se salaris. Een dag se salaris. Nou daai vroukie het 'n hoed gedra. Dit lyk verskriklik. Ek weet nie hoe kan hulle dit dra nie, maar die bruidegom, omdat sy beloof is soos 'n ring. Hy gaan gee vir haar daai hoed. En hy sit hom op en ons weet nie hoeveel geldjies in. Dis haar trousel. En al wat sien hierdie girl draai die necklace, of 'n necklace of 'n hoedjie met 'n klomp pennings in. As haar een penning weg is, hoe sy het geld gespend. Sy spend haar man se geld. Dis nie reg nie. Nou is hy vrou, nou wil sy nie op haar naam skande opkry nie. Daarom soek sy sê die huis uitvee, sy sê die ligte aansit, sy sê die hele huis ondersoek, onder bedde klim onder die bedde in, soek daai een penning, om hom weer terug te sit by die ander. Dat iemand nie haar naam sleg maak nie. Want dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor daai soek, onder die tafel, wat uitvee, die hele huis uitvee. Waar is hy? Waar is hy? Dis die Vader se houding teenoor sondaars. Hy soek. Hy sal aanhou soek. Moenie dink hy worry nie oor jou broer nie. Hy worry oor jou suster nie. Hy worry oor jou pa, jou ma nie. Hy soek. Hy is besig om alles te doen. Kom ons gaan verder. Isak en Jakob, Ismael, en dan ook Josef met sy broers wat hom in die put gegooi het. Baie kere dwars in die Bybel vertel van die seuns, die broer, of die twee broers, of die twee seuns, of wat ook al, is daar 'n verhaal wat, en Jesus het geweet, die mense verstaan het, Jakob en Isak, die ene teen die ander ene gegaan. So ons ken die stories van Jakob, so, toe nog hy, dit is 'n goeie manier, die mense verstaan, hulle vertel stories vir mekaar, om iets uit te beeld. En die eerste plek is, as ons kyk, julle kan die verse self al lees, kom oor bekering. Bekering beteken in die Joodse terme, wat hulle in die Joodse Ou Testament geskryf het, waar God daar staan, julle moet julle bekeer, beteken iets soos dit. Jy loop so, en dan maak jy fisies 'n U-turn, en jy loop aan die kant toe. Maar daar's 'n ander woord by. Daar's 'n ander woord by dit, with pain, with tears, with sorrow. Dis bekering. Repent with sorrow. Met hartseer. Here, Here, vergewe my skuld. Here, ek is jammer, ek het gevloek. Here, ek is jammer, ek het sleg gepraat. Here, ek is regtig jammer. En die Here ken jou hart. So ons praat van dit vandag. Dit kom ook van Penta af. Penta beteken soos Penteus. Nou as jy sê repent beteken dit in die Latynse woord beteken dit fisies om terug te keer. God wil hê, nie jou planne nie. Nie jou planne. Nie om terug te keer na wat jy wil hê nie, soos jy dit wil hê. Jy moet terugkeer na die hoogste punt wat God vir jou beplan het. To repent is om terug te keer na Godse hoogste plan vir jou lewe. Dis repent. As jy dit nie doen, jy kom terug na nog steeds jou eie lewe toe, en jy wil gemaklik leef, dan is jy nie daar nie. Dan is jy nie terug. Ok, kom ons gaan verder aan. Soos jy sal sien, het hulle al twee by die pa, na die pa toe gekom, die seun, die jongste seun. Die jongste seun het eintlik geen reg nie. So die jongste seun het geen reg nie, hy is nie, die oudste seun kan reg hê. Hy kan vir die pa sê, hoor jy, ek moet nou al my goed hê. Maar dan moet sy goed daar bly, totdat die pa dood is. Dan kry hy alles terug. Maar die mense sê, wat hierdie ondersoek het ek gaan lees, sê vir my, hulle weet nie hoekom het die pa die jongste seun toegelaat. Want hy was arrogant. Kinders, jong kinders het niks te sê nie. In die Joodse, nou nie. Bly stil. Pa wil al my goed hê. Nee,
Jy is jonk, jy moet eers deur alles gaan, opvoedak, alles gaan. Maar as jy die pa moes iets geweet het van sy seun, wat niemand anders het geweet. Hoekom het die pa het vir die seun toegelaat? Maar hy het dit gedoen. Soos julle sal sien, baie mense sê, nou die tyd, kyk net na die seun, die oudste seun, op die ouend. Ek wil dit op die ouend met die oudste seun onthou wat ek nou vir jou sê. Toe hulle al twee, toe die pa gevat en hy deels die hele erfdeel tussen hulle al twee. Die pa het vir die jong seun sê, hier is jou goed, vir die oudste, daar is jou goed. Okay? So dit is baie belangrik dat jy dit weet. Okay, dan gaan ek verder aan. Toe sê die man, hy wil na 'n ver land toe gaan. Wat beteken dit? Ek wil nie meer, hy is 'n seun van God, jy is 'n kind van God, jy is 'n diervolgende kind van God, maar jy leef so, jy wil nie doen wat God se woord vir jou sê nie. Jy wil nie leef soos God se woord vir jou sê nie. Jy weet wat God jou voor geroep het, maar jy hou terug en jy hou terug. Ek wil nie weet wat God wil hê nie, ek moet doen nie. Dis te moeilik, alles om my hele lewe, om hom te lief te hê met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand, is te moeilik. Ek kan dit nie doen nie. Dis vir ander mense, vir predikante. Ek gaan dit nie doen nie. Ek is 'n kind van die Here, ja. Maar dan vat jy jou goedjies, sy blessings, sy genade en al sy geseëning wat hy vir jou gee, elke liewe dag, kos, klere, wat alles ook al, dit vat jy aan een kant toe, ver weg van God af, want jy wil nie hierdie boring lewe hê. Jy wil nie in sy huis sit nie, jy wil op buitekant wees. Dis boring hierdie Christelike lewe, saam met my pa te lewe, my boetie, met al hierdie ou tradisionele ou goedjies, die woord van God. Ek vat my goed en ek loop so ver weg van my pa af moontlik. Hulle sê ver weg, na 'n ander land. En dit het ons baie gedoen. Ons is kinders van die Here. Ons is kinders van die Here, ons naam is Christen, maar ons leef op 'n verpad, ons eie pad. Sy eie keuse gemaak. Jy maak jou eie keuse vanoggend hoe jy leef. Leef jy in God se huis of verder? Of 'n eentjie? Net nie in die huis nie. 2 bene oor die huis of so iets. Maar jy is nie daar in sy huis nie. En wat het toe gebeur? Hy het met sy vriende lekker hy geld gaan spandeer. O, hy's 'n ryk man. Hy kom maar aan. O, ek sien jy's 'n kind. Hy het geërg. O, jy het baie geld, né? As jy baie geld het, het jy baie vriende. Hulle is gou daar om saam met jou te wees. Vra vir my. Ek ken dit baie goed. As jy 'n bietjie geld het, dan is mense daar by jou en jy kan hulle help, en as jy so nog geld is, dan hulle bel nie eens nie. Hulle bel nie eens nie, wil nie eens hê. As hulle hoor jy's 'n kind van die Here, dan wil hulle niks met jou te doen hê nie. En dis wat hier gebeur het. Die ou wou nie vir hulle gesê het, hy's 'n kind van God nie. Dis hy homself, kyk hoe ryk is hy. Baie van ons gebruik en sê, maar kyk hoe seën die Here my. Nee, jy moet nie dit sê nie. Want niks behoort aan jou nie. Want hy is selfsugtig. As jy die lys so vat, daar is 7 goed wat van sonde is. 7 goed wat sonde. In die kant vir die lys. As daar 7 goeders aan die kant wat van sonde in Engels, en die 7 wat opgaan weer terug na God toe, van regverdigheid, return, repent, en so tot by God. So dis 'n tabel, wat jy kan sien, dis 'n voorbeeld van mense wat die eie ekke wat nie vrekkie. Jou oog is net ek is so ryk. Jy kyk na my, jy weet, ek is 'n kind van die Here. O, jy weet, kan 'n kind van die Here, jy kan self die Here eer gee, en maar dit is soos jou eie eer. O, die Here is goed vir my. Kyk hoe goed is die Here vir my. Broer, kyk hoe lyk jy, waar is jy? Kyk hoe sien die Here my. Ek is 'n heilige van die Here. O, ek is 'n geseënde van die Here. Jy hoor baie, o, ek is 'n
Kyk hulle, jy wat, Nellus, kyk hy pyn, jy kan nie slaap nie, Nellus, kyk hoe gaan jy aan, jy drink nie hoeveel pille nie, jy moet sonde gedoen het vannacht, Nellus, as iets fout met jou. Dit is baie hoe Christen leef, en hulle maak ander mense seer, en hy het gegaan, en hy sê, nadat hy gaan, hulle sê dit, hy het bordele gebruik, hy het dit op drank uitgegee, hy het dit op sy eie plesier. Vandag nog steeds is die kerk leeg, omdat mense eerder op 'n Sondag dan plesier toe gaan, en hulle is eerder daar, hulle gaan eerder verskoning sê, wil nie in die kerk te wees nie, as om verskoning waarom hulle in die kerk moet wees. Hulle het baie goeie verskoning waarom hulle nie daar is nie. Maar wat 'n verskonings het hulle, omdat hulle moet in die kerk wees. Wat gaan jy dan van God sê? Ja, maar Here, U het my so geseën. Ja, ek het jou geseën, maar ek soek jou in my huis. Ek wil jou in my huis hê. Ek wil Sondag jou afsonder. Ek wil jou in die kerk hê. Ek wil jou daar hê in my huis. Nee, Here, ek hou nie so baie van die huis, is boring. Ek bly buite. Baie van ons Christene is nog steeds by daai stappe daar. Ons hou daarvan om plesier te hê, om party te hê en om lekker te hê. Sodra die Here vir ons vra om naby aan hom te kom, dan kom ons self uit. Want hoe nader jy aan die lig kom jou donkertes en jou sere uit. As ek naby aan die lig kom, dan sien mense eintlik hoe lyk ek. Daarom wil ek nie te naby aan God kom nie. Nou as julle is evangeliste, julle kan dit doen, maar nee, ons wil liewer sê jy bly. Hoe nader jy aan God kom, hoe meer sien jy hoe sleg is jy, maar hoe meer gee jy oor aan hom. Hoe nader jy dan kom. Ons sien 'n seun het nadat so erg gegaan, en baie kere gebruik God dit. God gebruik dit as plus vir in sy doel. God gee storms. Hy het 'n storm op die see gebring. Hy het vir Jona 'n storm opgebring. Hy het die wind en hy is die God van storms. Hy bring donderweerslag, bring hy af. Hy slaan door die plek waar hy wil, die sneeu val waar hy wil, die reën. Dit is God wat sy hand oopmaak in die see, storm oor die land, en dit vermaak 'n vloed, en dit spoel huise weg. Dis God wat dit doen, God se beheer van dit. Gaan lees dit self. God se beheer daarvan. Daarom bring hy 'n droogte. God bring baie keer soms swaar kry, en dan op jou knieë staan, en jy sê, my Here, my God, nou kan ek, nou is hy so, hy kan niks meer doen nie. Daar is niks meer wat hy self kan doen, daar is nie geld nie, dan sien my sy buddies nie, sy maats is nie meer daar nie, dit is wat gebeur met baie mense, en seuns. Hulle het vriende, wat die Satan gebruik om in die diepte van die afgrond te bring. In die diepte van die afgrond bring hulle, en dan los hulle dit daar, dan is hulle alleen. En dis waar God dan ingryp. Dis waar jy niks meer het nie. Jy het nie meer buddies wat jy kan bel nie, kom help my. Hulle wil jou nie help nie, want hulle sien hoe lyk jy. Jy het so swak gedaal. Ek het eendag van 'n ou gehoor wat bankrot gespeel het, en toe sê hy, maar sy vriende het hom dadelik gelos, sy vriende het hom gelos. Omdat hy niks meer geld het nie. Het sy vriende hom gelos, want ek ken hom nie meer nie. Jy is swak man, jy kan nie eens jou eie huur betaal nie. En dis van 'n God ingryp. Dan sê jy vriend. Maar hulle sê die man het op, lees daai skrifte, Mark die Wysiestig, en hy het hom self uitgeval. Staan daar, in die Engels het, he fall out of himself. He came to himself. In die Engelse, in die nuwe vertaling, 83 vertaling, staan daar, en hy het tot inkeer, bekering gekom. Hy het tot inkeer gekom. Maar die woord is eintlik, he fell out of himself. Of hy was dood. Hy was so naby aan die dood. En toe hy weet by homself, baie mense wat op drank is, of wat in hierdie wêreld is, in jou eie self, jy is so vol van jou eie self, en daai oomblik sterf die eie self. Die eie self is so verneder, die eie self is op die grond, die eie self is nakend. En toe kom hy, toe hy by homself kom, baie kere, is dit waar God ingryp. Toe jy by jouself gekom het as 'n sondaar, toe jy met jouself geleef het as 'n sondaar, miskien jy nou nog besig om te lewe in daai wêreld van die plesier, ook hou daarvan om te praat,
ek hou daarvan en plesier. Ek hou daarvan meer as wat ek van God se dinge hou. Hoekom dat jy is die kerk is so leeg? Omdat mense vandag plesier, hulle gaan dans en hulle gaan winkels toe, want dat kry specials daar in Johannesburg op by hierdie plekke, daai Pick n Pay en daai winkel, het 'n special aan en gaan hulle uit. Daarom is die kerk leeg, God se huis is leeg. Hy kyk vir sy seuns en sy kinders om terug te kom na die huis van hom toe. En toe ons daar kom, wat sien ons vir die pa? Toe die seun by homself gekom het, toe besef hy wat sy pappa vir hom gedoen het. Toe besef hy wat jy in God het, toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe het hy vir jou alles gegee. Jy het niks nodig om verlos te word nie. Jy hoef nie te voel soos 'n kind van die Here nie. Jy hoef nie te sing so. Jy is 'n kind van die Here. Die Heilige Gees in jou sê vir jou vanoggend, jy is 'n kind van die Here, maar jy is verlore. Jy is verlore, broer en suster, en alles. Jy is verlore. Jy moet alles los van jouself. Soos daai jong man, toe hy na Jesus toe kom en toe sê, Here, wat moet ek nog doen? Ek doen alles. Toe sê hy, as een ding, verkoop alles wat jy het, en dan kom jy me volg hy. En wat sê hy toe? Nee, dit is te veel vir my. Toe draai die man, toe sê die Here, kom jy kort, een kort. Wat kort? Wat kom jy kort? Wat kom jy kort? Was hy een ding wat jy kort kom, om by jouself uit te val, by jouself uit te kom en sê, Here, hier is ek. Jy het een ding wat jy moet los, jy is een ding wat jy aan vasthou, wat jy van God op weghou, om in God se volkome teenwoordigheid te gaan. Jy het een ding, wat jou verkeer om terug na God toe te kom, om die volheid van God te beleef. En kyk net wat is die vader, onthou jy nie, die meisie se geld het verloor, want die verloor is gaap, hoe erg is dit? Die vader het gekyk, hy het geloop, hy roep, ek klop, hy sê, ek klop by die deur, as ek oopmaak sal ek ingaan, hy roep, hy kyk mooi in sy oë, waar is die skaapie, waar is die penning, en hy soek, en hy soek vanoggend na jou, en sê, waar is jy my kind? Miskien is jy baie naby aan God, miskien is jy in sy huis, dan sê ek, prys die Here. Maar as jy nie by God se volkome vrolikheid is nie, hy is vrolik in sy huis. Jy moet uitsing, jy moet jubel elke liewe dag. Ek is 'n kind van God. Jesus het my vrygemaak aan die kruis van Golgotha. Ek is 'n kind van die Here. Dit moet jy elke oggend opstaan. Dawid sê, hoe groot dit is vir mens wat sy sondes vergewe is. En dis wat hierdie man, jy kan sien asof hy was werklik beswaar en hy het gesê gebroken vir sy vader, Vader, ek is nie werd om die kind te wees. Vergewe my. Hy het repent met sorrow, dit wat bekering beteken. As jy sommer net na die Here toe kom, sê Here, ek wil terugkom. Nee, jy moet met sorrow, jy moet met hartseer voor God staan en sê, Here, ek soek U. Here, help my. En dis wat hierdie man gedoen het. En die vader, kyk die prentjie, wil jy die prentjie sien? Hier kom hy vuilseun, varkblare, hy is vuil vir weet nie hoeveel jaar en is hy weg van die huis af nie, hy stink, hy het met hoere, hoe weet ons het? Hoe weet ons hy was saam met hoere? Sy broer sê dit na die tyd vir die vader, ja, kyk hoe my jong broer het met hoere rondgespeel, en nou laat jy hom in hierdie huis kom. Maar hy selfde seun wat aangehardloop kom, en sy pa het gebroken, het 'n papa wat hardloop, en hy hardloop met oop arme was. En hy omhels die stinkkind, die vuil gekleed, die vuil gesig wat met modder, en met varkblare, en met varkreuke soen hy om. Met die vuil lippe, die reinste lippe, en toe hy soen op baie oomblik, toe kyk almal om en sê, wat is fout met die pa van ons? Dis hoekom Jesus hierdie vir die gelykenis vertel het. Dis hoekom dat hy tussen hulle gesit het, hy tussen die hoere gesit, hy tussen die dronkaards gesit, dis waar hy is nie tussen die heiliges nie. Hy los die heiliges eenkant en hy gaan soek 'n sondaar. En wat gebeur toe? Hier is jou nuwe kleed, en 'n ring,
Dit beteken hy is getroud met die bruidegom. Kom, feesmaal vir die bruidegom. Die bruid is hier. En dit wat ons is kerk is, ons is die bruid. En God wag vir ons, ons is stikkend, ons lê, as die kerk lê ons binne in die varkpele, ons as kerk lê daar, ons is leeg, ons stel nie belang in God nie, ons wil nie, ons is rituals wat in die wêreld is, wat ons doen, en ons is vol varkpele, die kerk is God, en die kerk sit ons in die varkhok. En hy roep na die kerk, kom terug na my toe. Julle is vol tradisies, ek wil vir jou 'n nuwe kleed aantrek, maar julle het die tradisionele kleed aan van rituals en al die van kerk. Die Here roep jou, kom uit die varkhok uit. En wil dat herken word, dat Jesus Christus, seun van die magtige God, herken word. En wat doen die seun? Die seun kom na hom toe en sê vir hom, maar pa, hoekom doen jy dit? Ek is so lief vir jou pa, ek het niks ooit van jou gevra nie. Hoekom gee jy 'n fees vir hierdie kind? Ons staan in die Bybel geskryf hierdie woorde, God wil dat geen ongeregverdige mens het verlore gaan nie. En hoe bly is die engele in die hemel as een siel tot bekering kom? En dis die blydskap wat jy daar gesien het, die engele wat in die hemel tot vreugde kom en 'n feesmaal hou, omdat een mens, een munster, een skaap gevind is. En toe kom hy nou toe en sê, pa, ek het niks vir jou gevra nie, maar jy gee tog vir jou seun, jong seun dit. Die pa het geweet hy gaan sy seun terugkry, want die pa is 'n pa wat kinders verlore soek. Hy soek hulle, hy wil hulle terug hê, hy wil hulle genees, hy wil hulle herstel, hy wil hulle weer terug hê in sy huis, hy wil hulle skoon hê, hy wil hulle langs om aan die tafel hê. Dis wat die pa doen. En toe kom die seun na hom toe sê hy vir hom, en toe gee jy vir jou kind sy goed is, sê hy, maar weet jy nie kind, nou moet jy terug gaan en begin toe. Alles wat in my huis is joune. En in die begin het hy dit verdeel tussen al twee seuns. Die ou seun kon sy goed gevat het en geloop het. Die pa het niks meer gehad. Maar dis die pa se huis. En die pa is een wat die blessings gee. En die geld het. En die joy, die vreugde het. En die oudste seun het nie eens agtergekom. Hy het nie eens agtergekom wat hy het nie. Dis ons as kerk is in Christene. Ons weet nie wat ons het nie. Ons wil ons eie geluk vind. Jy kan dit nie vind op jou eie nie. Jy het soveel blessings. Dis alles joune. Ek hoor nou die dag, ons hoor die 6,000 of 7,000 beloftes wat God aan die mens doen. Jy sal nie kort kom, jy sal nie geld, jy sal die sonbrood en ek sal nou jou wees, ek sal jou huis, ek sal jou beskerm, ek sal jou dit wees, ek sal dit doen. Dit is die, met die tweede seun. Die tweede seun het ook nie, hy het nie geken die blessings nie. Hy het nie geweet wat hy het nie. Onze Vader, laat die naam geheilig word, soos in die hemel, so op aarde. Jy het dit op die aarde geseën, dis jy. En ons moet begin besef, ons is by die Vader in die huis. Maar sommiges van ons het weggedwaal. Ons dink ons moet ons eie geluk vind. Jy kan dit nie vind sonder God en sy genade nie, want God gee geluk en God gee vreugde. Almal wat vermoeid en belas is. Jy weet as ons miskien luister, jy weet daar is, as jy verlore is, God sê kom agter my, elkeen wat verlore is, en belas is en pyn seer het, kom na my toe, en ek sal jou genees. Die Vader wag vir jou, hy klop, as jy oopmaak, dan sal hy ingaan. I appreciate you taking the time to hear today's lesson. To receive updates, kindly subscribe to our channel and share with your friends and family.